vir 'n oomblik aan die wêreld waarin jy leef. Dis 'n wêreld van gemak, 'n wêreld waar die mikpunt is om pynloos, friksieloos, so glad as moontlik deur die lewe te beweeg. Ons dra slim horlosies om ons te waarsku as ons hartklop te vinnig raak. Ons eet kos sonder suiker, sonder vet, sonder gluten, maar ook sonder siel. Selfs ons gesprekke is geoptimaliseer vir minimum ongemak. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Lukas 14 vers 25 tot 35. Nou, plaas daardie wêreld teenoor 'n Galileese landskap 2000 jaar gelede. 'n Jong rabbi draai om na die mense wat hom volg en hy sê: "As jy nie jou kruis dra en agter my aankom nie, kan jy nie my disipel wees nie. Nie sal dit moeilik wees om my disipel te wees nie. Nie jy gaan uitdagings hê om my disipel te wees nie, maar jy kan nie my disipel wees nie." Wat Jesus hier sê is, dis nie 'n troos nie, dis nie 'n uitnodiging tot gemak nie, maar 'n waarskuwing teen illusie. En die kruis waarvan hy praat, dis nie 'n kettingkie om jou nek nie. Dis nie 'n kerksymbool of 'n tatoeëermerk nie. Dis 'n Romeinse moordwapen, 'n straf vir rebelle, 'n simbool van totale oorgawe. As jy dus jou kruis dra, sê Jesus, dan het jy reeds gesterf aan alles anders wat jou sou kon definieer. Jou status, jou sukses, jou sekuriteit. Nou, hoekom sou enigiemand dit doen? Omdat daar iets in ons is wat weet. Gemak is nie dieselfde as lewe nie. 'n Sagte lewe is nie altyd 'n vol lewe nie. En as jy lank genoeg in gemak bly, begin jy geestelik verskraal. Jy verloor krag, jy verloor missie, jy verloor jou siel. Jesus nooi jou nie na pyn vir die pyn se onthaalwe nie. Hy nooi jou na 'n pad waar jy jou ware self ontdek. Die self wat nie gebou is op gemak nie, maar op genade. Nie gevorm is deur verbruik nie, maar deur oorgawe. Kruisgedrewe lewe beteken jy kies om jouself op die altaar te plaas, eerder as op die troon. Jy kies geregtigheid bo gewildheid, waarheid bo troos. Jy kies om nie net te leef vir wat jy wil hê nie, maar vir wat die wêreld nodig het. En ironies genoeg, dis waar jy die diepste vreugde kry. Want dis in die verloor van jou lewe, sê Jesus, dat jy dit werklik vind. So, kom ons vra dit eerlik. Wat moet jy vandag neerlê om werklik agter hom aan te loop? Tot môre, mooi loop.